Right. So, nou, ek moet net eerstens net sê met 'n disclaimer. Hebreërs 11 was nooit supposed om so lank uitgerek te wees nie. Ek het nie eintlik beplan om vandag 'n sessie te doen oor Hebreërs 11 nie. Maar daar's maar net iets gewees aan Hebreërs 11 vers 6 wat my net geprikkel het en ek sou net nie daarby kon uitkom laasweek nie en so ek wil hê ons moet bietjie gaan kyk na Hebreërs 11 vers 6. Net 'n vinnige recap, ons het bietjie gaan gesels oor Hebreërs 11 vers 1 en hy sê die geloof is dan 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. Nou ons het gesê daai woord vaste vertroue, die Griekse woord is hypostasis. En dit het twee basiese beginsels wat jy hom kan vertaal en die eerste ene is geloof is die essence, die Engelse woord essence van hoop. Maklike woord wat ek gesê het ek gaan gebruik is dieselfde bestanddele as hoop. Of jy kan hom vertaal as geloof is die sekerheid van hoop. En ons het gepraat oor wat is hoop. Hoop is hierdie anker wat mense aan vashou. Nou as ek en jy vir onsself nou meeste van die tyd as ons studies deurgaan en gaan kyk na mense wat gewoonlik selfmoord pleeg, dan is dit gewoonlik omdat hulle op 'n punt van hopeloosheid uitkom. Daar's 'n sekere punt in hulle lewe wat hulle besef dat die situasie of die omstandighede waarin ek is, gaan nie verander nie. Daar's geen hoop wat enigstens kan verandering bring nie. En as gevolg van dit, as gevolg van die hopeloosheid is wanneer mense opgee. Dis daai hopeloosheid wat baie keer maak dat ouens in boemelaars in verander. Dis so met ander woorde hierdie hoop, dis is 'n anker. 'n Anker as ons sê ons hoop wat ek en jy het, ons hoop is in God se karakter nommer 1 en nommer 2 is ons hoop in God se beloftes. En so as ons sê geloof is dan die sekerheid van hoop, dan beteken dit is daai anker. Geloof is dan die sekerheid van daai anker. Ons is oortuig van hierdie anker wat ek en jy het. En so dis vir ons definisie volgens Hebreërs 11 vers 1 van wat is geloof. En so dan gaan kyk ons na vers 6. En hy sê as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is en dat hy die wat hom na hom soek, beloon. Nou, die eerste keer wat ek vandat ons Hebreërs 11 gedoen het, wat ek hierdie vers gelees het, ek dink ek en Kyle het net nadat hy gepraat het, toe gesels ons so vinnig bietjie oor Hebreërs 11 vers 6, en die een woord wat vir my hierso uitgespring het, is die woord beloon. Nou, dis nie dat ek nie bekend is aan die vers nie, die vers is relatief bekend vir almal wat hom ken en dalk uit jou kop uit ken. Hierdie woord beloon is nogals relatief maklik verstaanbaar, maar nou moet ek wel sê, as ek nou sit en dink aan my agtergrond in terme van die voorspoedsteologie, die prosperity gospel. Nou ek het groot geword met die prosperity gospel, wat beteken dat die Here is daar om jou te beloon en jou rykdom en jou sukses en al daai goeders is eintlik van soveel belangriker as amper al enigiets anders wat jy doen. En as jy regtig wil weet of jy 'n goeie pad saam met die Here stap, sal mense dit sien in jou finansiële toestand. En so ek het groot geword en daar sit so renons in my begin opstaan op grond van dit. En die eerste ding wat toe ek hierdie vers weer lees, toe lees ek na hierdie woord beloon en ek vra myself, maar hoe lyk hierdie beloning? Wat is hierdie beloning? En ek het begin worstel met wat is hierdie beloning? En ek het op die einde van die dag 3 stellings wat ek weet nie hoe gegrond is dit nie en is nie regtig uit navorsing uit nie. Hierdie is maar net wat ek gesien het vanuit my perspektief uit. Hoe lyk hierdie tipe beloning? 3 tipes beloning wat die Here vir my en vir jou gee. En die eerste ene, en dit is nou weer eens, en ek begin met ek herinner myself, omdat ek so gekant is teen die voorspoedsteologie, vermy ek dit baie keer. Maar een ding wat ek nie kan vermy of ontken nie, is dat God 'n mens seën. Dat God regtig waar vir 'n mens voorsien. En so die eerste beloning wat ek weet is daar en ek ervaar dit in my lewe, is dat God beloon my met tasbare voorsiening. So dis 'n beloning. Daar's guns wat God op jou uitstort met tasbare voorsiening. En ek en jy kan nou hierdie ding amper half definieer. Ek definieer om te sê hierdie kategorie weerspieël die tasbare en materiële seëning wat God skenk, wat sy sorg vir ons fisiese behoeftes demonstreer.
En as ek en jy gaan kyk, dan kan ons na 'n klomp verse in gaan kyk in die Bybel en meeste van dit is bekend aan ons. As ons praat van die gelykenis van die talente. Ek meen hier kom Jesus en hy vertel 'n storie van hierdie ou kry 5 talente, daai ou kry 2 talente, daai ou kry 1 talent en hy sê gaan werk met hierdie goeders en as hy terugkom, dan beloon hy, dan sê hy okay, die ene wat 5 gehad het nou 10, well done. Well done. Maar uiteindelik as hy by die een kom wat die een begrawe het, dan sê hy vat daai weg en gee dit vir die ou met 10. So met ander woorde, daar is 'n beloning wat kom met hierdie goeders. As ek en jy praat van die saaier wat oes, die ou wat saai sal maai 30, 60 en 100voudig. En dan sê die skrif vir my en vir jou, met dieselfde mate waarmee jy gee, sal aan jou teruggegee word. Die Engelse gedeelte sal sê pressed down, shaken together and running over. So met ander woorde, daar is 'n oorvloed wat aan jou teruggegee word. As ek en jy gaan kyk na God wat sê ek sal voorsien, jy is vir my belangriker as die voëls, jy is vir my belangriker as die blomme. En dat God vir jou gaan voorsien. En dan sê hy op 'n stadium en sê hy, soek eers die koninkryk van God en dan sal al hierdie dinge bygevoeg word. Al hierdie ander goeders gaan bygevoeg word. So met ander woorde, ons weet 'n skrif dat God voorsien. En ek dink meer as dit, dis nie net dat God jou basies aan die lewe moet hou nie. Ek het eendag toe hoor ek Bill Johnson, toe maak hy die stelling. Toe sê hy dat elke persoon wat lewe het die reg om op 'n plek te bly en te kan eet. Dis die groot ding, dis God se hart dat jy by onder 'n dak sal wees en dat jy kos sal hê, maar as jy 'n selfoon wil hê, gaan werk daarvoor. So dis basies sy perspektief gewees rondom hierdie situasie. Maar ultimately weet ek en jy dat ek en jy beleef die Here se voorsiening en sy voorsiening in my lewe was nie net bare minimum nie. Die Here het my nie net aan die lewe gehou nie. Die Here het vir my guns gegee en regtig waar boonbehalwe geseën. En so ek weet dat as ek en jy praat van God wat beloon, dan weet ons God beloon in die materialisties. In dit wat ek en jy sien, hierdie tasbare voorsiening wat ek en jy wel kan beleef. So dis die eerste ene wat ek sou sê is 'n beloning van God. Wat ek nie noodwendig weet of dit die konteks is van die vers waarin ons nou is nie. Tweede beloning waarna ek en jy kan gaan kyk, is die beloning met verlossing. Is 'n beloning met redding. As ek en jy gaan kyk en ons dink net aan die transformerende voordele wat kom dat ek en jy Jesus volg. Nou praat ons van die Here se genade, sy onverdiende guns wat hy vir jou gee. Dan praat ons nou van die vergifnis wat hy vir jou gee, die regverdiging wat hy vir jou gee, die feit dat hy jou op 'n proses sit en die Heilige Gees in jou sit vir hierdie proses van heiligmaking. En dan gaan kyk ek en jy na Efesiërs 1 vers 7 tot 8. Dan sê hy, deur sy geliefde seun is ons verlos, deurdat hy sy bloed vir ons gestort het. Ons oortredings is vergewe omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed vir ons gegee het. So dis vanuit God se genade wat hy oorvloedig oor ons uitstort om ons tot op 'n punt van redding te kry. Efesiërs 2 vers 8. Hy sê dit is mos genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julleself nie, maar as 'n gawe van God. Dit is nie gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor groot praat. So hierdie beloning van ons verlossing, die beloning van die feit dat ek in 'n proses is van heiligmaking, hierdie journey waarop ek stap. Dis deel van God se beloning. Dis deel van sy genade wat hy uitstort vir my en vir jou. Sy vergifnis en die feit dat hy jou geregtig verklaar, dat hy jou as kind van hom verklaar. Daai is 'n beloning. Dis iets wat hy oor jou uitgooi, oor jou uitstort bloot omdat hy so 'n goeie God is. Romeine 6 vers 23 en hierdie is die toestand waarin ek en jouself sal beleef as ons nie God gehad het nie. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So hierdie genade, hierdie wat God uitstort, ek beleef hierdie as 'n beloning. Dis as iets nie beloon en nou moet wees nou gaan net gou weer voordat jy nou dink beloon is iets wat jy moet ontvang omdat jy iets goed gedoen het. Efesiërs 2 sê juis vir ons, dis nie uit jouself uit nie. Die feit dat God voorsien vir my is nie omdat ek
super oulik is, omdat ek nou die regte goed is altyd doen nie. God beloon partykeer net bloot op wie hy is. Dis 'n pa wat deel met sy kind, 'n pa wat voorsien vir sy kind. Die konsep van vergifnis, hierdie redding is vanuit God uitgestort vir my en vir jou. En so ek en jy moet besef dat hierdie word iets wat God vir my en vir jou gee, onverdiende guns. En dan die derde ene is hy beloon ons met sy teenwoordigheid. Nou, hierdie klink dalk vreemd vir party van julle, maar as ek en jy praat van God se vrede, God wat sy vrede, dis wie hy is, God is vrede. En as hy vrede uitstort oor jou, dis hy vat sy teenwoordigheid en hy gee dit in jou, hy sit dit binne in jou. As ek en jy praat van die liefde van God, die liefde ervaar van die Here, as ek en jy praat van God se goedkeuring in ons lewens, as ons praat van Christus in my, die teenwoordigheid van God binne in my, hy die Heilige Gees binne in jou geplaas, sy teenwoordigheid is binne in my, en daai is deel van 'n beloning. Dis God se beloning wat hy uitstort oor my en jy. En as ek en jy gaan kyk na Jeremia 29 vers 13, dan sê hy, julle sal my soek en vind as julle my met julle hele hart raadpleeg. Die Engels, hy sal sê, if you seek me, you will find me. I will let myself be known by you. En hy sê dieselfde in 1 Kronieke 28 vers 9, kom Dawid en hy gee vir Salomo raad. Dawid kan nie die tempel bou nie. Salomo kry die opdrag en hy voel, maar hy wil die tempel bou vir die Here. En Dawid gee vir hom advies en sy advies is, en jy, my seun Salomo, erken dat God jou vader is. Erken die God van jou vader en dien hom met 'n onverdeelde hart en 'n gewillige gees, want die Here ondersoek alle harte. En in elke bedoeling van die gedagtes het hy insig. As jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind. Dis God wat homself laat vind. God wat homself openbaar aan my en jou. Ek en jy wat God kan beleef. In die week toe Romein vir ons in ons gebedstyd, toe gee sy vir ons 'n paar psalms om deur te gaan bid en te lees. En Psalm 63 was een van hulle. Hy sê vers 2: O God, U is my God, ek soek na U, ek smag na U, my hele liggaam verlang na U soos 'n dor land sonder water. Ek het U inderdaad in die heiligdom gesien en die krag en die heerlikheid aanskou. En dan sê in vers 4, U troue liefde is beter as die lewe en daarom prys ek U. Die Engels, dan sê hy, Your favor is better than life. So met ander woorde, die oomblik wanneer God 'n pad stap, of die oomblik wanneer hy sy teenwoordigheid uitstort, hierdie word deel van God se beloning. So, want onthou nou, ons versie waar ons gesels, is Hebreërs 11 vers 6, en hy sê, as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader, moet glo dat hy werklik daar is, en dat hy die wat na hom soek, beloon. So met ander woorde, God beloon, die wat regtig in opregtheid na God soek, word beloon. En God beloon met 'n tasbare voorsiening. God beloon met jou hele saligheid, jou verlossing, met jou redding. God beloon met sy teenwoordigheid. En as ek en jy eers net die konteks verstaan wil van vers 6, en onthou Kyle het vir ons al klaar gedoen vers 1 tot 6, toe het ek weer 1 tot 6 gedoen, en nou is ek weer besig met 1 tot 6. Maar as ek en jy konteks wil verstaan van vers 6, van wie praat hy hierso? Onthou Hebreërs 11 vers 6 is gebaseer op 11 vers 5. So 11 vers 5 kom en hy begin, en dan sê, omdat hy geglo het, is Henog weggeneem sonder om te sterf. Hulle kon hom nie kry nie, want God het hom weggeneem. Maar nog voordat hy weggeneem is van hom getuig dat hy God se goedkeuring weggedra het. Die King James sal sê, he pleased God. Dis wat gebeur het. Dis hy het 'n leefstyl geleef wat God tevrede gestel het. En dan kom vers 6, en vers 6 sê vir ons, maar as jy nie geloof het nie, kan jy nie hierdie pad van tevrede stel met God stap nie. Definieer wat is geloof? Hebreërs 11 vers 1. Dis hierdie anker van hoop in sy karakter, in sy beloftes. Dis hierdie geloof in wie hy is, geloof in God se grootheid en sy almag,
dat wat ook al gebeur, dis geanker in hom. As ek en jy nie dit het nie, kan jy nie die pad van Henog stap nie. Die pad van God tevrede stel. Hy sê sonder geloof kan ons nie God tevrede stel nie. Maar die wat wel na God soek, gaan beloon word. En dan kom ek en jy en ons vra dan onsself die vraag. Okay, so as ek en jy net Henog se storie bietjie gaan trek. Henog word eintlik net na 3 keer verwys in die hele Bybel, basies. Jy het Genesis 5, jy het Hebreërs 11 en dan in ek dink is die boek Judas vers 14 is die enigste 3 plekke. Nou daar is 'n boek met die naam Henog, maar dis in die apokriewe boeke en so dit het nie sy pad gevind in die Bybel in nie. En so as ek en jy net gaan kyk na Genesis 5, dan lees hy basies, ons kyk na 'n nageslag of 'n afstammeling, 'n hele geslagsregister wat volg. En dan sê hy na die geboorte van Methuselah het Henog nog 300 jaar 'n noue verhouding met God gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad en hy het 365 jaar gelewe en hy het sy lewe lank baie naby aan God gelewe. En toe het hy verdwyn want God het hom weggeneem. So hier kom jy praat van 'n ou wat hy sê hy het in 'n noue verhouding met God gelewe. Hy het sy hele lewe lank naby aan God gelewe. Hierdie ou was connected aan die Here. Hierdie was 'n ou gewees wat 'n lewe geleef het naby aan die Here. En so hy kom en hy verwys vir ons na hierdie ding. Nou, kan ek net vir jou net eerstens net sê, hoe crazy is dit om so 'n storie te kan lees in die Ou Testament? Want julle moet onthou, oorspronklik toe God geskep het, Genesis 1, Genesis 2, toe skep God die mens om dit te kan doen, om so in 'n noue verhouding met hom te kan leef, sodat Adam en Eva en die nageslag wat volg, daardie tipe verhouding met hom sal hê. En as gevolg van ongehoorsaamheid, weet ons dat sonde het 'n rol gespeel. En sonde is wat vir ons afstand bring tussen my en God. So as ek en jy gaan kyk na Henog se storie, dan besef ons Henog se storie is eintlik deel van die oorspronklike skepingsplan. Dis eintlik wat God wou gehad het. En so, omdat daar so min is wat gepraat word oor Henog, is daar 4 goedes wat ons kan aanneem plaasgevind het. Ons kan dit aanneem, dit het plaasgevind tussen Henog en God bloot net oor, want ons het die res van die skrif, en ons verstaan wat is God se heiligheid en hoe dit lyk. En so as ek en jy Henog se storie net moet afbreek, dan moet ons besef, nommer 1, wat ons wel kan aanneem, is dat God het vir Henog versoen met homself en vir hom redding gegee. Nou vir my en vir jou is redding beskikbaar net op grond van Jesus aan die kruis. Maar hier kom hy, want onthou, sonde was die ding wat gemaak het dat daar vyandskap is tussen ons en God. So met ander woorde, daar is versoening plaasgevind tussen God en Henog. Ons kan dit aanneem, want sonder daai versoening kon Henog nie in die teenwoordigheid van God stap van so aard dat God gesê het, nou kom jy na my huis toe nie. Dis wat gebeur het, daar moes versoening plaasgevind. So dis die eerste een, Amos 3 vers 3. Dan sê hy, sal 2 mense saam op reis gaan, sonder om eers af te spreek om dit te doen. So met ander woorde, daar was 'n bewustheid van God en van Henog, van hierdie journey wat hulle saamstap, en dat albei van hulle ingekoop was in hierdie verhouding. So met ander woorde, ons kan aanneem, daar was versoening, daar was redding gewees vir Henog. Die tweede ding wat ons wel kan aanneem, is dat Henog het 'n leefstyl gehad van moraliteit. Hy het 'n goeie morele lewe geleef. En die groot ding is, ek en jy weet, dat sonder Jesus vandag, kan ek en jy nie in die teenwoordigheid van God kom nie. Want selfs in jou beste week, het ek en jy nie die kapasiteit om goed genoeg te wees om in God se teenwoordigheid te wees nie. So met ander woorde, hierdie ou moes op 'n stadium so geloof het, dat hy letterlik voor God in dit kon wees. En nou, vat jy Paulus se woorde, 2 Korintiërs 6 vers 14, hy sê, moenie saamspan met ongelowiges nie, want watter vennootskap kan daar wees tussen reg en onreg? Of watter gemeenskap is daar tussen lig en duisternis? Of watter gemeenskaplikheid kan daar wees tussen 'n gelowige en 'n ongelowige?
Daar is net, jy kan net nie die twee bymekaar sit nie. So, as gevolg van die pad wat Henog gestap het met God, kan ons aanneem dat hy nie net versoen was met God nie, want ek en jy weet ons kan gered wees, maar dit maak nie dat ons stout is deur die week nie. Deur die week vind ek en jouself nog steeds in die gemors van sonde. Wat beteken hy die versoening beleef en sy lewe wat daarna geleef het, was 'n lewe van moraliteit. Die derde ding wat ons kan aanneem is daar is 'n ooreenstemmende natuur tussen God en Henog. Nou as ek en jy praat van iemand met wie jy baie praat, wat nie dieselfde natuur as jy het nie, is jou hondjie. Nou jy het al baie gepraat, hoeveel van julle praat met julle honde? Kom wees net bietjie eerlik. Okay, die res van julle lieg. Julle praat met jou goudvis of jou kat. Okay? So die groot ding is ons kom van hallo Fluffy, hoe gaan dit? Die voetsek man gaan buitekant toe. Wat ook al jy praat met 'n hond en maak nie saak wat jy dink nie. Daai hond verstaan jou nie. Hy weet dat jou gesigsuitdrukking en die hand wat jy terugtrek beteken hy gaan nou 'n klap kry. Wat beteken hy moet spore maak. Of hy weet met die geaardheid wat hy sien en dit wat hy ruik, hy gaan moontlik nou kos kry. Of hy besef nou as hy baie langs mooi styf langs jou lê, gaan hy sag slaap vanaand en nie buite in die reën nie. En dis ultimately wat gebeur. Dis nie dieselfde natuur nie en kommunikasie tussen jou en jou hond is nie heeltemal dieselfde nie. Ons is skepping. God is skepper en alhoewel hy sy natuur in ons gesit het, moet daar 'n natuurtransformasie plaasvind. Ek en jy in die Nuwe Testament praat ons van weergeboorte. Wat beteken die gees van God moet in jou wees. Anderste gaan jy God nie kan beleef nie. En vir God om hierdie proses te kon stap met Henog, of hierdie pad te kon stap met Henog, moes hy die gees, die natuur van God in hom gehad het. Dis wat ons kan aanneem. Dat die volgende ding wat ek en jy wel kan sien, is daar moes 'n begeerte gewees het vir verhouding. Van Henog se kant af en van God se kant af. God se kant weet ons het 'n begeerte vir ons as mens, maar dit beteken Henog het hierdie begeerte in hom gehad om in verhouding met God te wees. Om net soos in sy teenwoordigheid te wees. En so nou het jy hierdie pad wat Henog stap, hierdie pad van absoluut ekstreem in die Ou Testament, in die chaos, in alles. Ek meen net na Henog kom die Here en hy sê die plek is so chaos, ek gaan dit sommer verdrink met 'n vloed. Dis die tipe leefstyl waarin mense was en tog kom Henog en hy leef 'n lewe naby aan God. En dan kom hy in vers 6 en dan sê hy, gebruik nou Henog as 'n voorbeeld. As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wie tot God wil nader moet glo dat hy werklik daar is en dat hy die wat na hom soek sal beloon. Met ander woorde, die pad wat Henog gestap het was 'n pad omdat hy geloof gehad het in God. En weet, nie net glo dat God bestaan nie, maar glo in die karakter wie God is, in sy wese in God glo. Dis wat ek en jy wel sien die oomblik wanneer ons kyk. So nou as ek en jy gaan kyk na die geloofshelde, wat volg in Hebreërs 11, dan vra ek myself die vraag, wat is die kenmerk van hierdie mense? Was dit hulle besittings? Was dit gewees dat hierdie ouens iets fancy gedoen het, soos 'n Samson het 'n donkie se skedel gevat en hy het hierdie klomp mense doodgemaak? Wat het hierdie ouens uit laat staan bo die ander? En dan besef ek, Abel het 'n offer gegee en dan sê hy, God het sy offer met guns aanvaar. Hy sê, God het hom regverdig verklaar. Dis wat gebeur, hierdie ou het guns gekry by God. Henog het ons nou net hanteer, was iemand wat God se goedkeuring weggekry het. Noag, sê die woord, het guns gekry in God se oë. Dan kyk ons, dan sê ons Abraham word geken as 'n vriend van God. Ek dink is dit Jesaja 41, wat God met Israel praat hy soos met my vriend Abraham. So God verwys na Abraham as sy vriend. As ek praat van Isak, dan op 'n stadium, dan sê God vir Isak, ek is by jou. God se teenwoordigheid by hom. Jakob, op 'n stadium het hy nou net met die engel gestoei en op 'n stadium, dan sê die engel, kom maar los my nou. En dan sê ek sal nie laat gaan totdat u my nie seën nie. En dis wat gebeur hier. Die ouens het elke een op sy eie, was hulle
gekenmerk gewees. Hulle was gekenmerk met die teenwoordigheid van God. God wat by hulle was. God se guns wat oor hierdie ouens gerus het. Ons kan gaan na Sara. Sara, sy was geken gewees, vroue wat daai tyd nie kan kinders kry nie, en vandag nog, daar's 'n skaamte wat oor hulle is, daar's hierdie gevoel van vernedering wat oor hulle is, en tog vind sy haarself in Hebreërs 11 op grond van God se genade wat uitgestort is oor haar. Josef, God was by Josef. Dis wat God se teenwoordigheid was by Josef gewees. Moses, geen mens het van aangesig tot aangesig met God gepraat soos Moses gepraat het. Hy sê van aangesig tot aangesig, soos 'n man met 'n vriend sal praat, het God met Moses gepraat. So jy gaan kyk nou na die geloofshelde, en my vraag is, as ons praat van die beloning, wat is die beloning wat ek sien in hierdie ouens se lewens? Wat is die kenmerk wat vir my uitstaan in hierdie ouens se lewe? En vir my klokslag is dit die teenwoordigheid van God in hierdie mense se lewens. En so die beloning wat kom saam met geloof. Yes, die Here voorsien met ons saligheid. Yes, hy voorsien vir ons in ons materialistiese versoeke en wat ons het, wat ons nodig het en goeie soos dit. Maar ultimately, God beloon met wie hy is, met sy teenwoordigheid vir hierdie mense. En dan kom hy hierso en dan vers 13 van Hebreërs 11, en ek gaan nou vinnig deur hierdie goedes gaan. Vers 13, dan sê hy, terwyl hulle nog steeds geglo het. Nou praat hy van hierdie ouens wat hy net gepraat het, hier van Abraham en Jakob en Isak en Moses en hierdie ouens, as hy terwyl hulle nog steeds geglo het, het hulle almal gesterf sonder om die vervulling van God se belofte te beleef. God het vir Abraham 'n belofte gemaak, jy gaan die vader wees van 'n groot nasie. Vir Isak dieselfde, vir Jakob dieselfde. Hierdie ouens het geleef en gesterf en hulle het nooit die uiteinde van daai beloftes gesien nie. Dan sê hy, hulle het dit egter in die verte gesien en begroet en erken dat hulle hier is as vreemdelinge en bywoners. Vers 16, maar nou hunker hulle na 'n beter vaderland, naamlik die een in die hemel. Hierdie ouens staan op 'n afstand en hulle sê, Here, U het hierdie plan in werking gesit en in geloof sal U dit doen, met my ingesluit of nie. So hierdie ouens kom op 'n stadium en hulle beleef dit, en dan sê hy, Hebreërs 11:38, en sê hy, hierdie wêreld, of hulle was te goed vir hierdie wêreld. Hierdie groep mense was te goed vir hierdie wêreld. Hierdie mense wat in geloof geleef het, hierdie ouens wat ons nou na verwys, hulle was eintlik te goed geweest. Hierdie wêreld is 'n gemors. Maar hierdie ouens het met geloof hier geleef, gekenmerk met die teenwoordigheid van die Here. En ek gaan nou nie vreeslik baie tyd aan spandeer nie, dit sal ons nou na die vakansie wel doen. Dis Hebreërs 12 vers 1 tot 2 en ek lees dit net vir julle. Hy sê, daarom terwyl ons so 'n groot wolk getuies rondom ons het. Hierdie wolk getuies is Hebreërs, die 11 Hebreërs 11 se geloofshelde. Abraham en Moses en Isak en Jakob en Sara en al wat 'n persoon is wat hy opgenoem het. En hy sê hier's 'n klomp mense wat in geloof geleef het. En hierdie ouens is 'n wolk van getuies wat om ons is. En dan sê hy, so laat ons dan van elke las ontslaa raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat voor ons lê, met volharding hardloop. En dan sê hy vers 2, ons oog gerig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Dit beteken, jy kyk na hierdie ouens en jy besef dat, as ek en jy dieselfde geloof wil leef, dan hou ons oë vasgenaal op Jesus. Vasgenaal op Jesus, wie hy was, wat hy gedoen het, hierdie hoop, die anker in sy beloftes, die anker in sy karakter. Die oomblik wanneer ek en jy hierdie goed sien en beleef, dan weet ons, dis daarin wat ons anker, en dan sê ons, Here, dis hoekom ek wil leef, in geloof vandag, en vanuit daai geloof uit, beloon die Here. Dis wat ek glo, my perspektief is, rondom Hebreërs 11 vers 6, wat daai beloning vir my en vir jou behels. Kom ons sê, Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het, dat ons net saam kan gesels oor hierdie goeders, en ons besef, Here, dat Hebreërs 11 bly vir ons so prominent in terme van wat dit vir ons beteken, Here, en dit het so groot effek oor hoe ons leef in geloof, Here, en wat ons perspektief is. En Here, mag vanoggend net weer vir ons 'n ding bring, Here, dat ons moet besef, dat as daar een begeerte in ons hart is, Here, is om met in 'n hartsbegeerte te leef,
om U tevrede te stel. Here, dat ons soos Henog sal leef om vir U te leef. Te leef vir wat ons uit kan kry, nie die Here leef vir die voordele of enige iets wat daarmee saam gaan kom. Die Here, mag ons U soek net vir wie U is. Here, mag ons weet, Here, dat U antwoord. Here, U is nie 'n God wat U self weghou nie, Here, want U sê dat U sal U self laat vind deur die wat U soek. En ek wil bid, Here, dat wanneer ons U soek, Here, wanneer die mense hier is vanoggend, Here, wat op 'n soektog begin kom na U, bid ek, Here, dat U hulle sal beloon met U teenwoordigheid. Here, dat U genade oor hulle sal uitstort. Here, dat U liefde, U vrede oor hulle sal uitstort. Here, dat hulle sal bewus wees van U teenwoordigheid. Here, dat hulle sal besef U Gees is in ons, Here, U Christus is in ons wat ons transformeer. Ons is net so bewus daarvan, Here, dat U is by ons en in ons, en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.